Dit is my as agent se verpligting om vir jou as eienaar en verkoper die beste moontlike prys te kry vir jou eiendom. Maar daai prys moet darm min of meer markverwant wees, want die vet weet, kopers betaal nie sommer net enige prys nie en ek kan nie wonderwerke verrig nie. Nee, ek is nie aan die koper se kant nie. Ek is aan die verkoper se kant. Die verkoper gee vir my die mandaat, die verkoper betaal die kommissie, die verkoper is my kliënt. Eintlik is daar nie 'n kant in hierdie bedryf nie. Beide partye moet tevrede wees om 'n kontrak geteken te kry. Dis 'n wen-wen. As jou eiendom in die mark is en hy verkoop nie, beteken dit net een ding: jou prys is te hoog. Een of ander tyd gaan jy jou prys moet verlaag na markverwant om die eiendom verkoop te kry. En intussen, raai wat, verloor jy geld. Ek het dit met uitstekende besigheidsmanne bespreek. Ek het dit met rekenmeesters bespreek. Dit is absoluut 'n feit soos 'n koei. Terwyl jy vashou aan 'n eiendom waarvan die prys te hoog is, teen die tyd dat jy hom verkoop, het jy geld verloor. Gaan doen daai berekening. As jy my nie glo nie, gaan praat met rekenmeesters, gaan doen daai berekening, gaan praat met bankbestuurders. Jy verloor geld. Jy doen beter deur die eiendom nou te verkoop teen 'n markverwante prys en dan jou geld vrugbaar aan te wend, eerder as om te klou aan te hoë prys. Is 'n feit soos 'n koei. Hierdie fase waarin eienaars klou aan te hoë prys en in die proses hulle self benadeel, noem ons in die eiendomsbedryf die tydperk van pyn. Wanneer ons met mekaar daaroor praat, sal ons vir mekaar vra, het daai eienaar al genoeg pyn beleef? Kom die prys al 'n bietjie af? Indien nie, het hy nog nie genoeg pyn beleef nie. Dit is die tydperk van pyn. As hierdie tydperk nie vir jou pynlik is nie, is jy nog nie regtig in die mark nie. Wees slim, skryf in. Ek gaan gou vir julle die verskillende fases van 'n eiendom verkoop gee in 'n neutedop. 1, die eiendom kom in die mark en daar is 'n agent wat 'n alleenmandaat kry. Maar die prys is te hoog, so die alleenmandaat verstryk, gewoonlik 3 maande, en dan is die plaas weer in die open mark, as ek dit so kan stel. Die volgende stap is, die eienaar kontak 'n paar ander agente, en daar's nou 'n paar agente wat mandate het, oop mandate. Gewoonlik so 3 agente, maar as daar agente vra vir 'n mandaat, gee dit maak nie saak hoeveel agente mandate het nie, daar's vir die eienaar geen benadelinge nie. So, nou is die eiendom in by 'n klomp agente. Maar die prys is nog steeds te hoog. Dan kom die volgende fase, en dis nou wanneer die eienaar nou half desperaat en moedeloos begin raak. Dan begin hy die eiendom self adverteer. Maar die prys is nog steeds te hoog. En dis net mooi hier waar die pyne begin. Die pyne wat ek hierna bietjie vir julle sal uiteensit. Pyne, pyne, pyne. Verliese, verliese, verliese. Prys kom af, verkoop. Wees slim, skryf in. Nou, hoe bepaal 'n mens wat is die markwaarde van 'n eiendom? Dis 'n baie moeilike en 'n baie wetenskaplike spel. Die eerste ding en die beste leidraad is om te kyk na onlangse verkope in die omgewing. Maar wat dit moeilik maak is om daai inligting te kry, moet jy gaan aktesoeke doen. Dan daar's websites wat jou die onlangse verkope in die area gee, maar dit gee net hektare in prys. Dit sê nie vir jou
hoe die eiendom verbeter is nie, wat se wildtuining daar, wat se geboue, wat se wild dalk saam met die eiendom gegaan het, dier, wild, los, goed. Dit sê niks daarvan nie, dit gee net hektare in prys. En alle transaksies is ook nie op rekord in die akteskantoor nie, want as dit byvoorbeeld net 'n oorname van maatskappy-aandele is daar geen rekord daarvan nie. So jy sien nie eers al die oordragte van 'n omgewing deur aktesoeke te doen nie. So dis 'n baie rowwe riglyn, amper nutteloos as jy nie 'n deskundige van eiendomswaardes in daai omgewing is nie, wat ek is so terloops. So om al hierdie dinge te weet, moet jy weet wat in daai area aangaan. So dis moeilik. Dis moeilik om net met suiwer na onlangse verkope te kyk. Jy moet 'n deskundige wees soos ek. Die ander faktor wat 'n rol speel is 'n koper gaan nie noodwendig net na jou eiendom of jou tipe eiendom en in jou eiendom se ligging area kyk nie. Met ander woorde, sê nou maar jy het 'n 1000 hektaar wildplaas in Stemoppan teen 'n sekere prys. Hierdie ou gaan kyk van Zeerust tot Messina, punt nommer 1. So is Warmbad. Dit is verskillende reënvalle en alles. Tweedens gaan hy kyk na verskillende tipes plase. Hy gaan oorweeg wildplaas, beesplaas, besproeiingsplaas, kombinasie. Derdens gaan hy vir homself sit en wonder of hy nie dalk eerder 'n strandhuis by die sewe lê nie. So hy gaan kyk na strandhuise. Hy gaan kyk na skaapplase in die Karoo. Daar is regtig daar's baie faktore wat die markwaarde bepaal, wat 'n koper bereid is om vir 'n eiendom te betaal. En die mense wat vir jou so uit die vuis uit kan sê, hierdie eiendom, jy kyk hom net so, hierdie eiendom, hierdie verbeterings, hierdie ligging, dit, hy gaan verkoop vir min of meer soveel. Is die mense wat elke dag daarmee werk. Hier sit hy. Daar is sekere faktore wat 'n verlagende effek het op die waarde van 'n eiendom. Die maklikste en die eenvoudigste is 'n wildplaas teen 'n plakkerskamp. Jy moet 'n cowboy kry om daai plaas te koop, maar nou kan ek vir jou sê, daar is cowboys. So die prys gaan laag wees, maar hy het 'n prys, hy gaan verkoop. As jou prys markverwant is, sal hy verkoop, al lê hy teen 'n plakkerskamp, al het hy 'n grondeis. Hy kan verkoop, jou prys moet net reg wees. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Okay, nou gaan ek vir jou sê hoe jy nie jou plaas se markwaarde moet probeer bepaal nie. 1. Ander advertensies. Kom ons vat advertensies op Property24. Daai eiendomme verkoop vir die helfte van daai pryse waarvoor dit geadverteer word. Glo my, ek werk elke dag daarmee. As jy die markwaarde van 'n eiendom wil bepaal uit ander advertensies op 'n plek soos Property24 of enige ander platform, vat daai pryse en deel dit mooietjies deur die helfte. Dan kom jy by die prys uit waarvoor daai eiendom verkoop op die ou ende. 50%, 60% miskien, maar dis jou riglyn. 50, 60%. Dis die markwaarde. Die tweede riglyn wat jy nie moet gebruik nie. My buurman het soveel gekry of hierdie ou het soveel gekry vir sy grond. Kom ek sê vir jou, mense lieg oor wat hulle gekry het vir hulle grond. Mense is in 'n verleentheid, hulle wil nie die waarheid praat nie. En dan vra jy vir hom wat het hy gekry, dan lieg hy vir jou. Dit is so 'n feit dat waardeerders neem dit in ag wanneer hulle waardasies doen van eiendomme. As 'n eiendom onlangs verkoop is en hy's nog nie geregistreer in die akteskantoor nie, dan is daai eienaar se getuienis oor wat hy gekry het vir sy grond nie gesaghebend nie en is nie betroubaar nie. Waardeerders het vir my gesê,
Jy moet wag tot daai eiendom geregistreer is in die akteskantoor, dat jy kan sien wat is die prys wat daar aangeteken is. Of jy moet die kontrak of iets self sien. Maar jy kan nie 'n eienaar, 'n verkoper se woord vat nie. 'n groot oorsaak vir te hoë pryse is oorkapitalisering. Jy dalk 'n over the top huis gebou op jou plaas of 'n over the top herberg, game lodge. Daar's 'n terminale punt waar die kopersmark nie vir jou gaan uitbetaal vir alles wat jy gedoen het nie. En dit is waar oorkapitalisering inkom. Voorbeeld wat ek baie kry ook van oorkapitalisering is veral hier naby die stad. Ouens bou vakansieoorde. Moes 'n klomp chalets en sale en springmatte, trampolines en swembaddens en glybane en so. En dan's daar nie 'n mark nie. Dan staan hy daar, wit olifant. Ek bedoel, geen koper gaan jou vir daai verbeterings betaal nie. In die onlangse verlede, nou en so aan. Hierdie duur wildbedryf en hierdie kleurvariasies, smartie wild noem ek dit, het 'n verskriklike kapitalisering van landboueiendomme en van wildplase tot gevolg gehad. Kampe is gespan en infrastruktuur is opgerig teen baie hoë koste. En toe bars die prysbabbel. En baie van daai plase is die wild nou heeltemal verwyder. Die wild is of oopgemaak en hulle loop in saam met die gewone wild in die groot kampe, of die wild is heeltemal verkoop en verwyder. Nou wil daai eienaar nou nie 'n verlies ly nie, so hy wil nou daai plaas verkoop vir daai sky high prys. Mense, ek is jammer om dit vir julle te sê, maar dis 'n verlies wat jy ly. Dis geld wat jy in die water gegooi het. Die kopersmark betaal nie vir daai infrastruktuur nie. So jy gaan die trotse eienaar van daai plaas bly, totdat jy jou daarmee versoen, dat jy gaan teen 'n verlies verkoop. Dis hoe dit is. Nog 'n groot ewel in die vaststelling van pryse deur eienaars is, ek moet dit kry om te doen wat ek wil doen. Ek wil nou aftree in 'n aftreeoord, 'n eiendom in die aftreeoord kos my soveel, so ek moet nou soveel kry vir hierdie plaas om te kan gaan aftree. Mense, ek is jammer om jou te skok, want die mark stel nie belang in wat jy met jou geld wil doen nie. Of jy wil gaan aftree, en of jy jou buurman se plaas wil koop, en of jy jou kind wil universiteit toe stuur, en of jy 'n nuwe dak vir jou huis wil opsit, of wat. Die mark stel nie daarin belang nie. Die mark kyk na ander eiendomme, daar's 'n markwaarde. Dis wat jy kan kry. Is jammer om dit vir jou te sê. 'n ander faktor wat grondeienaars, verkopers se koppe deurmekaar krap is waardasies. Ek het 'n video gemaak oor die waarde van waardasies. Ek sit die skakel daarvan hieronder in. Jy kan die video gaan kyk, waarin ek die stelling maak dat alle waardasies is altyd ver bo markwaarde. Waardeerders het erg daarop gereageer en my erg aangevat. En ek het toe kontak gemaak met 'n senior waardeerder wat opleiding gee. En hy is verbonde aan die SAIV, die Suid-Afrikaanse Instituut vir Waardeerders. Eintlik in Engels die South African Institute of Valuers. En dis 'n sekere meneer Griffiths. Ek het 'n baie goeie gesprek met hom gehad. En ons het 'n baie sinvolle gesprek gehad.
En hy was geskok oor hierdie standpunt wat ek geopper het, maar ek kan vir julle sê dit is so. Alle agente weet dit en lede van die publiek weet dit ook, dat waardasies is amper dubbel van die markwaarde waarvoor die eiendom kan verkoop. En ek het vir meneer Griffiths konkrete voorbeelde gegee, waar ek vir hom die waardasie en die kontrak gegee het, die verkoopprys, transaksies wat ek self gedoen het. Waar die verkoopprys baie laer as die waardasie was. Die waardasie was 9.5 miljoen en die verkoopprys was 6.5 miljoen. En ja, hy was geskok daaroor en so aan. Dis nie veronderstel om so te wees nie, maar dit is. So die punt is, 'n waardasie van 'n eiendom, weer eens 50-60% van die waardasie, dis waarvoor die eiendomme verkoop. So as jy 'n waardasie wil gebruik as 'n riglyn, halveer die waarde. Jy weet, ek glo in daai beginsel van put your money where your mouth is. Gee vir daai waardeerder, gee hom 'n alleen mandaat op voorwaarde hy spandeer X aantal R1000 aan betaalde advertensies. Sê vir hom, put your money where your mouth is. Jy waardeer hierdie plek vir hierdie prys, jy betaal vir die betaalde advertensies, verkoop hom vir daai prys. As hy verkoop, kry jy 7.5% kommissie. Dis nie moeite werd. Kom ek sê vir jou, hy sal nie verkoop nie. Vriende, familie, kliënte, jagters. Hier is soveel waarde op hierdie eiendom. Jy kan nie minder as dit vir hierdie plek vat nie. Put your money where your mouth is. Gee vir daai ou alleen mandaat, onder voorwaarde hy spandeer X aantal R1000 aan betaalde advertensies uit sy eie sak uit. Slaag hy 7.5% kommissie. Daar gaan niks gebeur nie. Sentiment. Dit was my oupa se plaas. Ek het hier kaalvoet as kind rondgehardloop, tortelduwe geskiet met die wimbuks, met die ketty, mossies geskiet. Ek is jammer, sentiment het nie 'n finansiële waarde nie. Kopers deel nie jou sentiment nie. Dit het nie 'n waarde nie. Ek bid dat die regte koper verbykom. Daar's so gesegde, so vergelyking wat sê, as jy op die treinspoor speel en die trein is op pad, gaan bid jou nie help nie. God verwag van jou om jou gesonde verstand ook te gebruik. Selfs met die verkoop van 'n plaas. As jou prys verregaande en belaglik bo markwaarde is, gaan bid jou nie help nie. God help mense wat hulle gesonde verstand gebruik. Ek gaan nie my plaas verniet weggee nie. Dan hou ek hom. Wel, dan is jy nie in die mark nie, so eenvoudig soos dit. Wees slim, skryf in. So, hoe lank kan 'n mens verwag vat 'n eiendom om te verkoop as sy markprys, sy vraagprys redelik en billik is? Kleinerige eiendom 3 maande, middel tot groot eiendom 6 maande tot 'n jaar. Enige eiendom wat langer as 'n jaar in die mark is 'n duidelike aanduiding dat die mark wil nie daai prys betaal nie. Al dink jy nou daai eiendom is dit werd en hy is dit vir jou werd en al hierdie goed wat ons nou oor gepraat het. Maar dan sit 'n duidelike aanduiding dat die mark wil nie daai prys betaal nie. Ja, dan natuurlik jou groot makro eiendomme is nou weer in 'n kategorie van hulle eie. Jy weet, soos daai 20.000 hektaar wildplaas wat ek het vir R600 miljoen en daai voerkraal besigheid wat ek het vir R900 miljoen. Wel is nou heeltemal 'n ander kategorie. Hulle kan baie langer vat. Maar ja, so as die mark nie jou prys wil betaal nie, dan moet jy weet, jou prys is te hoog, jy moet nou maar besluit, gaan jy nou maar aangaan en wag vir 'n koper of gaan jy jou prys sakke verkoop? Ek sê,
soos ek in die begin van die video gesê het, jy verloor meer deur lank te wag. Sak liewer die prys en verkoop, en gaan doen iets anders met jou geld. Wees slim, skryf in. Kom ek vertel vir julle van die pyne wat jy kan verwag om te beleef in die verkoop van jou eiendom. Nou, ter inleiding wil ek sê dat, jy weet, iemand wat in die bedryf werk, soos ek, kan hierdie pyne vooruit sien en dit vir jou voorkom. Die probleem is, baie van hierdie pyne word veroorsaak deur skelms en toneelspelers, en die mense is goed hoor, hulle kan Oscars wen. So, jy wat nie in die bedryf is van die eiendomme verkoop nie, gaan nie altyd die waarskuwingstekens vroegtydig raak sien nie. En dan kan dit vir jou baie pyn veroorsaak. Pyn wat ons nou maar noem pyn, is nou eintlik maar finansiële verliese. Ons wat elke dag daarmee werk, ek sien hierdie ouens oor 'n bult, kan ek sien, hier kom 'n bullshitter aangestap. En met ander woorde, ek hanteer sulke ouens, ek gooi hulle af. Jy gaan, as ek met 'n koper by jou aankom, kan ek jou verseker, ek ry nie, spandeer nie 'n dag van my tyd met bullshitters nie. Jy weet, baie van hierdie ouens, hy wil jou plaas koop, hy het nie geld om 'n hamburger te koop nie. Maar hy's 'n baie goeie toneelspeler. Jy kom dit nie agter nie. So, ja, hier's baie pyne, en kom ek vertel jou nou gou 'n bietjie van die pyne waarteen ek jou kan beskerm. Ja, die eerste pyn wat jy kan beleef by die verkoop van eiendom is 'n eiendom wat te lank op die mark is. Die kopers kom dit agter en hulle begin suspisieus raak, daar's iets fout. So, dit gebeur dikwels met my, dat kopers vir my vra, hoekom is hierdie eiendom so lank in die mark? En daar's 'n standaard antwoord daarvoor, 'n doodeenvoudige, baie eenvoudige antwoord. Die eienaar wil te veel hê. Dis altyd die waarheid oor hoekom 'n eiendom staan. Maar kopers het hulle eie gedagtes. Hulle is bang, daar's verskuilde gebreke waarvan hulle nie kennis dra nie. So 'n eiendom wat te lank stil staan is ook nie 'n goeie ding nie, hoor. Die tweede pyn is, jy weet, finansiële skade, want soos ek van die begin af vir julle sê, jy doen finansiëel beter deur jou prys te sak en te verkoop en jou geld te gaan laat werk, as om te wag vir 'n sky high prys wat jy nie gaan kry nie. Op die ou ende moet jy in elk geval sak. Jou buurman stel belang, maar die buurman het nie regtig, hy's nie 'n kontantkoper nie. Nou is dit 'n geskarrel die kant toe en daai kant toe met die bank en landbank, en sy ouma moet hom pensioengeld leen, en hy mors jou tyd vir 3 maande, dan kan hy nie koop nie. Dan het jy hierdie hoop van hierdie buitelandse koper, daar's baie buitelandse kopers, maar jy het nou hierdie hoop van hierdie buitelandse koper, en hy koop nou met dollars of euros, en hierdie plase pryse is vir hom so goedkoop, en jy's in kontak met buitelanders, en jy het 'n beroepsjagter wat jou in kontak het met sy kliënte, en. Iets van buitelanders wat jy reeds weet, maar waaraan ek jou moet herinner, is dat die rand is juis so swak, omdat Suid-Afrika 'n beleggersrisiko is. Onteiening sonder vergoeding, kill the boer, kill the farmer. Buitelanders weet van hierdie dinge. Ons kan ook met 'n baie gunstige rand-zim-dollar wisselkoers goedkoop beleggings gaan doen in Zimbabwe. Maar ons doen dit nie eens vir 'n klein bedrag nie. Selfe beginsel. Kom ek vertel jou iets van buitelanders. Hulle is nie onnoosel nie. En hulle pas ook hulle geld op.
'n buitelander kyk ook na verskillende proposisies en hy raak ook op hoogte van markwaarde van grond voordat hy koop. Ek het nog nooit 'n dom buitelander gesien wat sommer net 'n malprys betaal nie. Daar bestaan nie so iets nie. Selfs met 'n besigheidsman uit Johannesburg uit, selfs beginsel. Hulle is wakker. Hy het geld nie omdat hy dom is nie. Hier is nou 'n kategorie van pyn wat baie manne in hy slag gaan trap. Jy het 'n swart koper en hy is 'n hoë ANC politikus en hy het toegang tot korrupte fondse, staatsfondse. En hy gaan vir jou hierdie malprys gee vir hierdie grond. Dit gebeur nie. Hy kan eers die helfte van die prys betaal. Hy kan nie eers 'n deposito neersit. Dit gebeur nie. Ek het baie plase so verkoop, maar dit was die laaste strooi wat die eienaar kon verduur, is hierdie swart koper wat sy tyd nou weer vir 3 maande gemors het. Hy gaan nou met staatsfondse of met landbankfondse of een of ander ontwikkelingsfonds. Vergeet dit. Ek verkoop plase aan die staat vir grondhervorming. En ek weet presies hoe daai prosesse werk. En dis nie hierdie blink menere met die groot swart brille wat by jou aankom nie. Ja, daar's min eiendomme wat ek verkoop wat daar nie 'n koper was wat hy kon net nie sy finansiering bymekaar kry nie. En hy was bereid om jou prys te betaal. Maar en dan is daar gewoonlik iemand om te blameer. Die bankamptenaar het nie sy werk gedoen nie of die prokureur het die ou onnodig gewaarsku teen iets of daar is een of ander storie, maar hy kon nou nie sy finansiering bymekaar kry nie of hy het onttrek. En kom ek sê vir jou, daar's bitter min plase wat ek verkoop wat nie so pyn beleef het nie. En wat jou as eienaar dan nou optimisties maak. Hierdie ou was nou bereid om jou prys te betaal en jy het amper jou prys gekry as hy nou net kon deurgaan. Dit beteken 0, zilch, 0. 'n Ou wat wil koop en hy's bereid om jou prys te betaal, maar hy kan nie betaal nie. 0 op 'n kontrak. Geen aanduiding van markwaarde nie. Hy's 'n bullshitter. Dis wat hy is. Die skelms is die ouens wat, kyk, hierdie manne kan toneel speel, hoor. Hulle kan verskrik, hulle kan Oscars wen vir toneelspel. Nou die skelm is die ou wat vir hom een of ander voordeel probeer beding uit die transaksie uit. Gewoonlik is dit akkommodasie. Hy sal dalk 'n ruk lank die plaas huur. Hy beding vir hom een of ander voordeel. Dan het hy daarom nou vir 'n paar maande 'n dak oor sy kop en sulke tipe van goed. Hy hoef nie in die trailerpark te bly nie. Sulke ouens het nie geld om 'n hamburger te koop nie, man. Jy weet, van daai skelms is so erg dat hulle steel jou losbates, hulle steel jou wild, hulle steel jou losbates, verkwansel jou losbates. As jy weer daar kom, is daar van jou goed weg en die skerminkel is ook weg. En dan die psigopate is die ouens wat hy doen dit eintlik net vir die ego boost. Hy sal met jou kom praat en weer eens, hulle kan 'n Oscar kry vir toneelspel en hy gaan nou koop en hy gaan jou prys betaal en hulle teken kontrakte en hulle datums wat hulle gaan waarborge lewer en alles. Dan as hy nie as jy hom volg waar hy gaan slaap vanaand, dan gaan slaap hy in die trailerpark. Hy het nie geld om 'n hamburger te koop nie. En sulke ouens, jy weet, hulle hou jou besig. Hulle hou jou 3 maande lank besig. Ek het sulke gevalle gehad waar die kontrakte is geteken en dan lewer hy nie sy waarborge nie. Dan moet jy al jou kansellasieprosesse deurgaan, jou aanmaningsbrief en ek was in 'n verskriklike verleentheid en dis hoekom ek weet om hierdie tipe ding te vermy. Ek is nie van vandag af in hierdie bedryf nie.
Maar die ander pyn wat jy dalk al kon beleef het, was die plaas was dalk al op 'n veiling. En die veiling was 'n mislukking. Baie maal 'n aanlyn veiling, baie maal by wyse van tender of ding en dit het nou nie uitgewerk nie. Weer 3 maande in die drein af. Wees slim, skryf in. Put your money where your mouth is. Ek sal vir jou 'n prys gee waar ek bereid is om ter duisende rande van my eie geld op die spel te plaas vir 'n betaalde bemarkingsveldtog. En as jy so oortuig is dat jou prys billik en haalbaar is, betaal vir my 'n paar duisend rand vir 'n betaalde bemarkingsveldtog. Terloops, 'n veiling is ook maar 'n tipe van betaalde bemarking. Elke eiendom op planeet Aarde wat te koop is, word geadverteer op die internet. Die internet is oorstroom, oorvloed met eiendomme te koop. Die kopers moet in hierdie kaleidoskoop van duisende advertensies moet hulle nou rondblaai en soek waar hulle belangstel. Besigheidsmanne het nie die tyd daarvoor nie. Betaalde advertensies sit die eiendom onder sy neus neer. Dit is soos advertensies in tydskrifte in die ou tyd. Jy kan dink deur jou eiendom in te gee by klomp verskillende agente, jy kry meer blootstelling. Ja, gee jou eiendom in by verskillende agente, daar's vir jou geen benadeling aan nie, maar die blootstelling vergroot nie regtig nie, want almal adverteer op dieselfde plek. Al wat gebeur is, hy sien dieselfde eiendom waarna hy nie belangstel nie 10 keer, dit irriteer hom later om te soek. In 'n betaalde advertensie kan jy jou teikenmark soek. Jy kan vir social media sê, wys hierdie advertensie vir manlike, vroulike persone, hierdie ouderdomsgroep, hierdie ligging, hierdie area, hierdie belangstellings en. Jy sit dit voor jou teikengroep neer. Dit werk. Ek het dit gedoen, dit werk. As jy ernstig is om jou eiendom te verkoop en jy voel jou pryse is regverdig, billik en markverwant, dan is betaalde advertensies die way to go. Put your money where your mouth is. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out.